ook op hierdie baie besonderse dag, Kersdag, wat 'n vreugdevolle dag vir ons om te deel met familie, met vriende, al is jy in die gedagte en die gees saam, kan jy nie letterlik saam wees nie. Christus is altyd daar, en ons gaan aan, ons het nou laas Sondag, of nou Sondag wat verby is, gepraat oor, julle moet om Jesus doen, ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor die volgende deel, wat dan sê, en hulle sal hom Immanuel noem, wat ons ook in Matteus 18, 1 vers 18 tot 25 kry. Ek gaan vir ons 'n wotum doen, 'n seëngroet, ons gaan so tussendeur liedere sing, so kry jouself reg ook vir lekker sing ook. Here, baie dankie dat ons hier by mekaar kan wees, dankie dat U nie net vir ons 'n redder en 'n verlosser is nie, maar dat U God by ons is. Mag dit elke dag in ons lewe waar wees, en mag ons dit so ervaar. Aan U kom toe al die lof en al die eer, tot in alle ewigheid. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle, in die naam van Jesus, in die naam van die Vader, in die naam van die Heilige Gees. Kom ons haal die Bybels uit, amper sê, kom ons sing, maak ek 'n fout. Bybel hier kry, ons lees weer uit Matteus 1 vers 18 tot 25. Verder, onthou, dis nou waar die engel aan Josef verskyn het, en vir hom gesê het, moet nie die verloving verbreek nie, wat gebeur, kom van God af, en dan kyk ons nou na wat het verder gebeur, wat het dan nog vir hom alles gesê, en daar staan, nou, ons gaan nou nie 18 weer lees nie, ons het eintlik laas keer 18 tot Sondag 18 tot 21 lees, jy kan dit maar lees, jy dan hom Jesus noem, hy sal die mense van 'n sondes verlos, dan sluit ons aan by 22 tot 25. Dit het alles gebeur, sodat die woord wat die Here deur sy profeet gesê het, vervul sal word. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het, en met haar getrou. Hy het egter nie met haar omgang gehad, voordat sy haar seun in die wêreld gebring het nie. En Josef het hom Jesus genoem. So daai stukkie in die middel, die maagd sal swanger word, en hy sal Immanuel genoem word. Kom ons gesels 'n bietjie oor wat dit vir ons beteken. Jy kan by die huis Jesaja 1 vers 8 tot 10 gaan lees. Jesaja 1 vers 8 tot 10, as jy in jou Bybel sien, daar is ook so voetnota. Ek gaan dit nie nou hier lees nie, maar ons gaan wel later daarna verwys. Nou, as jy 'n film kyk, baie keer wanneer jy nou 'n film kyk, en dan gebeur dit dat van daai karakters partykeer uit 'n ander film of uit 'n boek uit aanhaal. As jy nie daai boek gelees het, daai film gesien het, en dan het jy eintlik geen idee waaroor dit gaan nie. Dan verstaan jy nie altyd baie keer die aanhaling nie. En dan is dit maar iets wat so in die verbygang gesê is. Maar as jy nou weet waaroor die film gaan, of jy weet waaroor die boek gaan, dan verstaan jy ook die aanhaling, jy verstaan ook reaksies van ander mense, wat hulle sê. Jy weet, as iemand byvoorbeeld nou sal sê, in 'n film sou sê, ons is soos Romeo en Juliet, die man vir die vrou, en dan sal die vrou sê, wat, toe star-crossed lovers? Nee, wat dankie, ek wil nie Romeo en Juliet wees nie. En as jy nou die verhaal van Romeo en Juliet ken, dan weet jy, sy is eintlik reg, wie wil nou Romeo en Juliet wees, en so 'n tragiese doodsterf, waar al twee met 'n misverstand uiteindelik mos nou maar half selfmoord gepleeg het, nee. En dit is tog nou nie die lewe wat jy wil hê nie. En hoekom sê ek dit nou? So is dit in die Bybel ook. Die Bybel het baie keer in die Nuwe Testament aanhalings wat uit die Ou Testament kom, en ons lees dit maar baie keer so terloops raak, en besef nie altyd waaroor dit gaan nie, maar ons regtig verstaan wat die agtergrond daarvan is, en ons kan dit ook terugbring na ons konteks vandag toe, dan gee dit vir ons 'n bietjie meer betekenis. Nou hier in Matteus 1 vers 23 kry ons daai stukkie wat uit Jesaja uitkom, wat ek nou ook gesê het, gesê word en geskryf word ook, daar ook Jesaja 7 vers 14 en dan 8 vers 8 en 8 vers 10 word dit daar verwys. Jy kan dit daar by die huis regtig rustig gaan lees en gaan kyk. Gaan net vir jou sê, Jesaja 7 vers 14 sê, die Here sal daarom self vir julle teken gee, 'n jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en sy sal hom Immanuel noem. Nou, wanneer Josef hierdie woorde hoor, dan weet hy, as iemand wat sê getrou in die wet van Moses, die woord geken het en bestudeer het, of sinagoges toe gegaan het, dan het hy geweet wat die agtergrond hier was. En kom ons kyk gou 'n bietjie na die agtergrond, wat ons daaruit kan leer van hierdie teks van Jesaja 7 vers 1 tot 8 vers 10. En dit gaan oor Agas, koning Agas van Juda, en die inwoners van Jerusalem, wat bang was oor 'n berig dat twee ander koninkryke naamlik Israel en Sirië, hulle wou binnenval. Maar die aanval het egter misluk, omdat God dit so beskik het.
Tog blyk dit asof Asaf en die hele Juda bang bly vir die 2 koninkryke. En dan deur mond van Jesaja die profeet kom die Here met 'n belofte na hulle toe van vrede en berusting wat hy vir hulle stuur. En die Here sê vir hulle, die 2 koninkryke is niks in my oë nie. Jy weet, ek stop hulle en die aanval sal nie kan plaasvind as ek hulle stop nie. Nou dink gou net 'n bietjie hier, net vir 'n oomblik, na. Die Here kom en hy sê vir Agas, moenie bang wees nie. Juda, moenie bang wees nie. Ek sal julle beskerm, ek sal julle help. En tog twyfel hulle, tog bly hulle bang. Die Here het selfs die vorige inval gestop, en tog bly hulle bang. Hoeveel keer in ons lewens is ons bang vir dinge wat ons bedreig, en die Here kom sê, ek sal daar wees, en ek sal help, en baie keer sien jy hoe die Here help, maar jy bly nog bang. God bly vir jou ver voel, in jou lewe ook. Jesaja 7 vers 9 staan, maar ook julle sal nie standhou as julle nie in geloof standhou nie. Ook julle sal nie standhou as julle nie in geloof standhou nie. Ons gaan lied 518 nou eers saam sing voordat ons verder gesels. Voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet glo dat die Heer met jou saamloop, dat sy Gees oral met jou sal gaan. Jesus sê, hy kom weer, hy kom uit die hemel neer, met basuin en geskal kom hy al sy mense haal. Deur sy woord weet ons Jesus gaan terugkeer, na ons wêreld met alles daarin. Wat gebreek is, sal Jesus kom heel maak. Deur sy woord weet ons alles maak sin. Hoor hoe sag waai die wind, kyk die glimlag van 'n kind. Maak jou los van die kwaad, dis jou Skepper wat hier praat. Voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet glo dat die Heer met jou saamloop, dat sy Gees oral met jou sal gaan. As jy nou verder gaan lees, daar is uiteindelik 'n baie interessante gebeurtenis. Die Here praat met Agas, en die Here sê vir Agas om dat hy bereid is om sy getrouheid aan Agas te bewys deur aan hom 'n teken te gee. En dan sê Agas, ek weet nie of hy bang is nie, of hy draakmanie-agtig is nie, maar hy weier. Hy sê nee, ek gaan nie vir 'n teken vra nie. En dan sê hy wel, ek wil nie die Here uittart nie. Hy sê ek gaan nie die Here uittart nie. Mense doen nie sulke goeders nie. Die Here kan my vra vir 'n teken, ek gaan hom nie uittart nie. En dan sê daar vanuit Jesaja, dan sê hy ook dat die Here vir hom sê, maar jy stel my geduld op proef, is dit wat jy wil doen. Dit is so 'n interessante gedeelte. Die Here sê, ek gaan vir jou teken gee. Hy sê, nee, ek wil nie teken nie. Sê die Here, maar jy stel my geduld op proef. Ek wil jou help, ek wil vir jou wys wat ek beplan, maar jy stel nie belang om te luister nie. En dan gee die Here 'n teken, en dit is dan die teken, 'n kind sal gebore word, en nie sommer enige kind nie, volgens Jesaja 7 vers 11, vra van die Here jou God 'n teken, enigiets diep uit die doderyk of diep uit die hoogste daarbo, en dan sê hy, sê vir ons dat ons dit as iets besonders, 'n besonderse teken is wat gegee word. Dis nie sommer enige kind nie, dis 'n besonderse teken nie. Vra enige iets van die Here uit die doderyk of uit die hemel daarbo ook 'n besonderse teken. En dan sê die Here verder ook, hierdie kind sal van 'n moeder kom, en dis interessant, te gebruik hulle waar ons staan in die Nuwe Testament, die maagd het 'n ongetroude vrou, wat wil wys dat dit 'n bo besonderse natuurlike teken sal wees. 'n Vrou wat sal swanger raak, al het sy nie gemeenskap met 'n man nie. Dat dit soos wat die Nuwe Testament sê, deur die Heilige Gees kom, wat hierdie swangerskap kom. So dis 'n besonderse teken, 'n besonderse geskenk wat gegee word van God af,
En dan staan daar ook Immanuel, dat daar krag ook is van hierdie kind. Hierdie kind sal besonderse krag hê, want sy teenwoordigheid sal nie net, God se teenwoordigheid word nie net bloot gesien in die geboorte van die kind nie, maar in die verlossing van Juda en hulle vyande. En dan staan daar ook vir 'n kort tydjie, sal daar oorwinning wees, maar as sal sê, in 'n kort tydjie sal dit gebeur, en dit sal vinnig wees, en sê dit vir ons, is sterk, is kragtig, wat die Here sal kom, en sal kom red, en vir Agas uit hierdie moeilikheid, en vir Juda uit hierdie moeilikheid sal gaan haal. En dan sien ons ongelukkig in die geskiedenis, as ons 2 Konings 16 vers 7 lees, dan sien ons, dat Agas nie hierdie teken sy eie wil maak nie. Hy wil nie die hulp van die Here hê nie. Hy bly bang, hy bly vasgryp in aardse dinge, aardse moontlikhede. Hy vertrou liewerste op prinses as wat hy op God vertrou. Die Here gee die besonderse teken vir hom. Bo-natuurlike, wonderdadelike krag deur 'n vrou wat swanger word, wat eintlik nie kan, wat eintlik onmoontlik is, en so meer vinnige ingrype, en hy sê nee, wat ek is nie so seker of die Here dit kan doen nie. Klink maar soos baie keer wat die mens maar is. En in 2 Konings 16 vers 7, dan sien ons, stuur Agas 'n boodskap na Tiglat-Pileser van Assirië, dan sê ek is die onderdaan, ek is die seun, asseblief kom help vir my, beskerm my teen die koning van Aram, die koning van Israel, want hulle val my aan. En dan later dan sien ons ook dat dit nie gewerk het nie. Juda en Agas, hulle is oorgegee in die mag van koning Aram. En die hulp wat hy gehoop het moes kom, het nie gekom nie. En was dit vir hulle dan uiteindelik 'n groot teleurstelling. Agas kan 'n teken vra, hy verwerp die teken, hy verwerp eintlik die Here se hulp. Hy sê, dis nie vir my nie, ek wil dit nie hê nie, en wat 'n teleurstelling. En dan sou mens gedink het, dis die einde daarvan. Ons het nou gedink het, is nou klaar, die Here het sy teken gegee, dit het nie gekom nie, niks het daarvan geword nie. En tog sal ons dan nou later sien, dat hierdie teken, soos ons nou gelees het, wel in vervulling kom, dat daai seun welkom, dat Immanuel welkom, en 'n baie diepere betekenis vir my en jou het, as wat dit ook daar sou wees, en nog steeds redding ook vir die oorblywing van Juda se mense gehou het. Kom ons dink gou weer 'n bietjie 'n oomblik na, hoeveel keer gebeur het, dat ek en jy op verkeerde plekke gaan hulp soek. Ons is in die moeilikheid, en ons hardloop benoude katte, maak benoude spronge, ons gaan soek moeilikheid by ander mense, hulp by ander mense, en dan kom ons 'n groter moeilikheid. Ons sukkel om te sê, in vertroue te sê, Immanuel, God is met ons. Terwyl jy daaraan dink, en hierdie lied sing, lied 519, dink 'n bietjie daaroor na. Agas gebeur dit nie, die seun word nie toegebore nie, die redding kom nie toe vir hom nie, hy verwerp die teken, hy verwerp die hulp van die Here, maar jare later kom dit in dieselfde teken, selfde hulp, selfde redding na die mense toe. Daar in Juda, vir die oorblysel van Juda, vir die res van die wêreld kom dit waar, wanneer die engel na Maria, na Josef toe gaan en sê, hierdie seun sal gebore word en julle moet hom Immanuel noem, God by ons.
En hy sê, ek sal julle volksgenote red, maar hy sal ook die hele wêreld red. Johannes 3 vers 16 sê, hierdie God by ons is die God wat die wêreld so lief gehad het, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Dit is so wonderlik, daai laaste woorde, ook God stuur nie sy seun om te oordeel nie. Ons sien dit met Agas ook, as ons daai stukkie gaan lees in Kronieke en Jesaja ook. Die Here sê, ek wil nie oordeel nie, ek wil help. Dis die mens wat baie keer die Here se hulp wegwys, wat sê, ek kan dit op my eie doen. God kom nie net, die seun kom nie net om te oordeel nie, maar die seun kom om te red. Later in daai stuk in Johannes verder aan, dan staan daar, ek dink is vers 18, dan staan daar, die mens wat dit nie wil aanvaar nie, bring die oordeel oor homself, net soos Agas hulle. Die wat nie God se redding wil aanvaar nie, bring die oordeel oor hulle self. God wil kom red. Dis wat ek en jy moet hoor met Kersdag ook, dat Jesus gekom het om ons te kom red. Immanuel, God met ons wil wees. Romeine 16 vers 25 en 26 sê, God is magtig om julle te laat vasstaan ooreenkomstig die evangelie van Jesus Christus, wat ek verkondig, en ooreenkomstig die openbaring van die geheimenis. Eeuwenlang het dit geheim gebly, maar nou is dit geopenbaar. Aan die hand van die geskrifte, van die profete en in opdrag van die ewige God, is dit aan alle nasies bekend gemaak, sodat hulle in God kan glo en aan hom gehoorsaam kan wees. Ons kan dit weet, ons kan dit hoor, ons kan gehoorsaam wees. Dit is meer as maar net woorde. Daar is so baie meer wat ons kan sê oor Jesus as Immanuel. So baie meer oor daai betekenis daarvan. Net so kan ons baie meer sê oor, julle moet hom Jesus noem. As jy van God praat, as jy van Jesus praat, as jy van God se redding praat, is dit 'n rykdom van dinge. 'n Rykdom van dinge. Maar die betekenis hou soveel meer in, as dat God net daar is. Wat ek nou ook gesê het, daar's vir jou kind gebore. As jy vashak net by die babietjie, dan en die mooi daarvan, en die stal, en die en die en die wonderwerk, dat 'n maagd geboorte geskenk het, jy kan nie verder kyk en dan sien jy ook nie meer, jy verstaan ook nie meer nie. Die feit dat Jesus ook Immanuel genoem word, wil vir ons soveel meer sê van hoe belangrik ons vir die Here is. Die Here sê, jy is vir my belangrik, daarom word ek God vir jou, daarom word ek mens, daarom kom leef ek onder julle, daarom kom bring ek redding vir julle, en ek sal tot aan die einde van die tyd daar wees. Daarom wanneer ek opvaar na die hemel toe, sê ek kom weer, ek is die Alfa en die Omega, en hierdie woorde Immanuel beteken vir altyd kan jy weet, God is by jou, God is met jou, hy is nie net sekere tye daar nie. Daarom kan ek en jy nou sing met hierdie Kerstyd, kan ons met vreugde, met blydskap sing, Jesus groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God met ons, reddende Here, lewende woord. Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Here, lewende woord. Here, nie meer twyfel, vreugde en blydskap, lewe in oorvloed gee U, Immanuel, God is met ons, reddende Here, lewende woord. Liewe gemeente, vriende en familie, vat dit wat die Here vir jou wil gee. Aanvaar hierdie wonderlike teken van Christus se geboorte, wat soveel meer inhou. Hierdie betekenis van sy naam Immanuel, en maak dit jou eie, moet dit nie wegwys nie.
Moenie staat maak op prinses soos Agas en op mense nie, op mensgemaakte dinge nie. Kyk op na God. Sien hom raak as die ewige raadsman, die ewige vors, die ewige koning, wat ook vir jou en vir die wêreld redding wil bring, en altyd daar sal wees. Hou vas en vertrou en glo. Mag God se vrede, God se liefde, die genade van Jesus Christus en die inwoning en die vrede wat die Heilige Gees gee, met jou wees tot in alle ewigheid. Amen.